Dis koffietyd by die rots saam met my Frik Weideman. Goeiemôre op hierdie pragtige Woensdagoggend. Dankie dat jy ingeskakel is by Koffietyd. Nou mense, wanneer ek hier by die Koffietyd rots stop, dan is dit vir my 'n plek van stil word. Dis 'n plek waar ek net in die natuur, waar ek alleen is, net met Abba kan praat. En ek wil vandag met myself praat, maar ek wil ook met jou gesels oor 'n verborgde wortel wat ingesluip het in my en in jou lewe, waarvan ek en jy moet kennis neem. En hierdie verborgde wortel, myns insiens, mense, ek ontvang die oproepe, ek kry die boodskappe, ek doen die beradings. Hierdie verborgde wortel wat mense se lewens verwoes, wat verhoudings verwoes, wat my verhouding met my hemelse Vader verwoes, wat my lewe verwoes. Moet ek en jy vandag in die oë kyk. Ons moet dit erken en ons moet daarmee deel. As ek hier by die rots kom sit, dan is dit 'n plek van stil word. Maar as ek eerlik met jou wil wees, daar's baie mense daar buitekant en ek ingesluit want ek moet waak daarteen. En dis 'n wortel, dis dalk 'n doring in my vlees, dis dalk 'n doring in jou vlees. Hier by die rots is dit 'n plek van stil word. Maar binne in ons het ons nie 'n plek van rus nie, want hierdie verborgde wortel jaag ons, beperk ons, verhinder ons. En nou wil ek vir jou sê dat hierdie wortel wat soveel lewens verwoes, vra nie ouderdom nie, dit vra nie 'n storie nie, dit vra nie jou agtergrond nie, dit vra nie hoeveel geld jy het of hoe min geld jy het nie, min of meer al die mense is betrokke met dit. En dis die woordjie, bitterheid. Weet jy hoeveel mense loop met 'n gees van bitterheid? Mense wat seer gekry het, 'n wond wat net nie genees nie, 'n storie wat oor en oor herleef word, wat mense net nie kan rus kry in hulle siele nie, mense wat regtig seer gekry het en nog nie daai seer gelos het nie, en dit veroorsaak bitterheid. Dit laat jou sleg slaap in die aand, en dit laat jou optree buite jou grense, en dit verwoes nie net verhoudings nie, maar dit verwoes ook jouself. En bitterheid kom op 'n plek waar jy eintlik sê, man, ek het niemand nodig nie, ek sal regkom by myself, ek het nie jou nodig nie, ek het nie julle nodig nie, ek sal regkom by myself. Dis eintlik wat bitterheid veroorsaak. En hier by Koffietyd vanoggend wil ek vir jou 'n pragtige skrif gee, Hebreërs 12 vers 15, wat sê, pas op, dat geen wortel van bitterheid opskiet en baie besoedel nie. Pas op. Mense, ek en jy moet vandag kennis neem hier by Koffietyd, en dis my belangrik om met jou hieroor te praat, want ek het ook stories wat ek herleef, ook goed wat mense aan my gedoen het, wat ek moet laat los, want dit gaan my lewe verwoes, dit gaan my lewe beperk. En die gevolge van bitterheid bly nooit klein nie. Dit word groter en groter en groter, amper soos 'n sneeubal, wat net eenvoudig groter word, en dis amazing, my oog vang nou ewe skielik gou 'n klein steenbokkie, wat op die berg hardloop. En dis so mooi om dit te sien. Dit besoedel jou hart. Dis die gevolge van bitterheid. Dit besoedel jou hart. En dan raak ek en jy, en ek praat met my ook, ek is nie uitgesluit nie. Dan raak ons hart, ons bou 'n shield om ons, dat niemand naby ons kan kom nie, en dan kom ons op 'n plek waar ons niemand vertrou nie, want jy's te bang om weer seer te kry, en jy's bang dat jou bitterheid gaan weer 'n verhouding beïnvloed, en dan reageer ons nie uit liefde uit nie, maar dan reageer ons uit pyn uit. En die oomblik wanneer jy uit pyn uit reageer, dan veroorsaak jy pyn. En dis die gevolge van bitterheid. En mense, hier by Koffietyd moet ek en jy dit vandag kan identifiseer, en wanneer jy die wortel, daai verborgde wortel identifiseer, moet ek en jy dit elimineer. Dit kan nie deel wees van ons mondering nie. Want jy gaan begin glo, almal gaan jou seermaak. Ek moet myself beskerm. Ek kan nie weer toelaat dat mense te naby aan my kom nie, want hulle gaan my weer seermaak.
En mense, bitterheid raak selfs jou liggaam aan. Want dit bring 'n verslaag gees by jou. En 'n verslaag gees, sê die woord in die boek van Spreuke, droog die gebeente uit, maar 'n opgewekte gees bring medisyne vir my liggaam. En bitterheid bring spanning, dit bring angs, dit bring uitputting. Jy's moeg en jy weet nie hoekom is jy moeg nie. Want jy dra iets in jou wat nie vir jou ontwerp is nie. En dit is bitterheid. En hier by Koffietyd wil ek regtig net 'n paar idees vir jou gee wat jy kan identifiseer of bitterheid dalk deel is van jou lewe. En ook vir my. Mense, ek is nie uitgesluit nie. Ek is deel van dit en ek praat met jou want ek het agtergekom in hierdie week toe ek 'n situasie herleef, toe kom ek agter maar ek het nog nie daai situasie gehanteer nie. En dis hoekom ek hieroor praat. Hoe identifiseer ek bitterheid? Nommer 1, is daar iemand wat ek vermy? Ek wil hulle nie weer sien nie. Ek vermy hulle. Dink ek nog aan goed wat jare terug met my gebeur het, wat trauma veroorsaak het, en dis 'n merker op my tydslyn. Dink ek nog daaraan, en wanneer ek daaraan dink, word ek steeds kwaad? Het ek nog steeds hierdie gevoel van verwerping, hierdie gevoel van, ek is nou weer ontsteld in my gees, of ek het 'n droom gehad, en hierdie droom was weer oor hulle gewees, en nou is ek die hele dag onsmaaklik. Het jy dit al ervaar? Kom daai gevoel nog steeds by jou op, dan moet jy weet, dis bitterheid. Praat ek nog oor die pyn wat in my veroorsaak is? As ek my mond oop maak, byvoorbeeld wanneer ek met iemand praat, dan sê ek, ja, weet jy, 'n paar jaar terug het dit met my gebeur en ek sukkel daarmee, ek stoei daarmee. Want bitterheid word groter as die situasie, want jou brein verwerk dit nie. En dis wat ek vandag by Koffietyd by jou wil tuisbring en vir jou vra. Loop jy dalk rond met 'n gees van bitterheid? En weet jy, dit is my belangrik en almal gaan dit vir jou sê en ek gaan dit vir jou sê en dis dalk wat jy nie wil hoor by Koffietyd nie, maar vergifnis sê nie dit was reg wat in jou gedoen was nie. Dis nie wat vergifnis sê nie. Wat in jou gedoen was verkeerd. Wat in my gedoen was verkeerd. Maar onthou net, ons het dit ook dalk in iemand anders gedoen. So ons is ook nie onskuldig met betrekking tot dit nie. Vergifnis sê, ek kies om nie langer daaraan gebind te wees nie. Dis hoekom ons vergewe. En die oplossing is in Efesiërs hoofstuk 4, en jy kan dit self gelees so met die hele hoofstuk 4, want dis vir my 'n totale draai, dis 'n teshuvah, waar ek my lewe nie langer kan lei op my verlede nie, maar my lewe moet gerig word aangaande die woord, want die woord is my kompas, die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. En bitterheid maak my blind, bitterheid maak my doof, bitterheid maak dat wanneer ek die woord lees, dat ek nie verstaan nie, want ek is kwaad hier binne en ek weet nie hoekom ek kwaad is nie. Dis wat bitterheid veroorsaak. En nou kom die woord in Efesiërs 4 en hy sê, laat alle bitterheid verwyder word en vergewe mekaar. Ek wil weer vir jou sê, vergifnis sê nie dit was reg wat in jou gedoen was nie. Dit was verkeerd. Maar vergifnis sê ek kies om nie langer daaraan gebind te wees nie, want dit is nie ontwerp in my lewe dat ek dit moet saamdra nie. So vergifnis is nie 'n emosie nie. Dis nie 'n gevoel, vandag voel ek wil jou vergewe, maar môre wanneer 'n situasie hom voordoen, as ek weer van voor af kwaad nie. Dan volmaakte vergifnis nie plaasgevind nie. Vergifnis is nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse. Dis nie 'n emosie nie. Kan ek vandag met jou praat oor wat ek en jy moet doen om hierdie verborgde wortel van bitterheid te los? As jy 'n pen het, skryf jy neer. Nommer 1. Ek moet dit erken. Ek kan dit nie langer wegsteek nie, want dit is besig om my lewe te verwoes. Dit is besig om verhoudings oral te verongeluk. Nommer 2. Noem die persoon se naam. Noem die persoon. Sê as jy in jou gebedskamer kom, sê Abba, hierdie persoon, dis die naam, dis die van, of as jy dalk miskien die naam vergeet het, Abba, dis bekend by u, maar die gesig kan ek nog onthou. En wees spesifiek oor die situasie.
Wees spesifiek om te sê, Abba, dis wat met my gebeur het. Gees van God, help my, rig my, lei my, dat dit nie weer sal opkom nie. Kies dan om te vergewe, al voel jy nie so nie, al huil jy, al sê jy, maar dis nie reg nie, hulle het dit gedoen, en nie net een keer nie, hulle het dit 'n klomp keer gedoen. Vergewe. Die oordeel kom my en jou nie toe nie. Dit is die moeilike deel. Want jy wil nou oordeel hê, dit moet nou met hulle gebeur. Dit wat hulle aan jou gedoen het, moet nou met hulle gebeur. Ek wil vandag vir jou vra, bring dit na Yeshua toe. Jy hoef dit nie langer te dra nie. Dis nie ontwerp dat jy dit in jou lewe moet dra nie. Bitterheid hou jou vas in die verlede. En jy kan nie in die verlede leef nie, want dis verby. Ons kan nie die horlosie terugdraai nie. En wanneer jy omkyk, is ons nie geskik vir die koninkryk van Elohim nie. Vergifnis maak jou vry van jou toekoms. Anders gaan dit jou bly hond, dit gaan jou bly aftrek, dit gaan jou bly beperk en dit gaan jou bly verhinder en jy kan nie oor die hekkie kom nie en jy gaan voel, maar Vader antwoord nie jou gebed nie, want dis nie in sy wil dat ek en jy rondloop met 'n gees van bitterheid nie. Jy vergewe nie omdat hulle dit verdien nie, want hulle verdien dit nie. Ek wil weer vir jou sê, jy vergewe hulle nie omdat hulle dit verdien nie, want hulle verdien dit nie. Jy vergewe omdat jy wil vry wees. En omdat jy wil vry wees, daarom het jy vandag besluit om klaar te kry met hierdie verborge wortel van bitterheid. En ek wil afsluit vandag hier by Koffietyd om vir jou te sê, almal van ons het seer gekry. Almal het somewhere along the line, het ek en jy pakslaag gekry by iemand. Iemand het jou benadeel. Iemand het jou teleurgestel. Ek weet nie hoe jy groot geword nie. Ek weet nie hoe lyk jou tydslyn gebeure nie. Ek weet nie hoe lyk jou emosionaliteit op hierdie stadium nie. Maar kom ek en jy kyk hierdie goed in die oë. Vat hierdie boodskap, vat 'n pen en papier, gaan skryf neer, gaan identifiseer of jy rondloop met 'n verborgde wortel wat stelselmatig ingesluip het en vandag jou lewe wil verwoes. En dis vandag my boodskap aan jou by Koffietyd. En ek wil weer vir jou sê, ek en jy staan op dieselfde grond. Daar's nie een hoër en een minder by Elohim nie. Ons is dieselfde. Waardeur jy gaan, gaan ek. Waardeur ons gaan, moet ons vandag besluit. Ek is nie die draer van goed wat by my pas nie. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre saam met my ingeskakel was hier by Koffietyd. En dankie dat ek met jou kan praat oor hierdie goeters, want dis goed hierdie wat ook die gawe van die ewige lewe kan kom steel by my en by jou. Want bitterheid veroorsaak, ons kan nie volkome vergewe nie. En die woord is duidelik in die boek van Markus. Waar die woord sê, al staan julle en bid en julle vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Kom ons kry klaar met dit. Kom ons stop met dit. Mense, baie dankie. Dit was lekker geweest om met jou te gesels vandag hier by die rots. En mag jy 'n wonderlike week geniet en mag Vader jou net kom herstel van die binnekant af. En dat jy kan wandel en leef om 'n lewe te geniet in die volheid waartoe hy dit vir jou beplan het. My naam is Frik Weideman. Baie dankie en shalom.